Desert Beef Voerkraal bied elke jaar 'n interessante slagoskompetisie aan. En vanjaar is dit weer so. Daar is uit 16 produsente, dus 96 slagosse aangebied. Veeplaas het besoek afgelê tydens die beoordeling en die wenners is 'n paar dae later tydens die Appington Skou bekend gemaak. Desert Beef het ontstaan ons eers deur die skaapabattoir en so met die jare moet jy mos maar groei en uitbreiding doen. So toe het my pa besluit om 'n voerkraal eers op te sit, Desert Beef Voerkraal. Toe is hulle eers daar gevoer en dan by verskeie abattoirs laat slag, waar ons later gesien het daar is 'n mark om jou eie diere te slag. So toe is die abattoir opgesit. Ons het die eerste bees geslag in 2016, November maand. Was die abattoir klaar gebou en toe is die eerste bees van Desert Beef wat ons daar gevoer het hier geslag deur die abattoir en maar self die bemarking gedoen van die beeste. Dit het meer gegaan oor bemarking. Ons het gekyk hoe ons mense boere kan nader, kliënte, produsente kan nader om vir ons beeste te lewer in die kraal en dan te slag. En dan om te sien baie boere laai hulle diere weg. Hulle weet nie hoe lyk die eindproduk as hy klaar gevoer is nie. Dit is hoekom ons die slagoskompetisie en superoskompetisie genader het deur Samick. Hulle het so ding, dan kom voer jy die bees en dan slag ons hom en hulle beoordeel homself. En dan kan die boere ook sien, dis nie altyd net maanskyn en rose dat hy gevoer wat jy hom inkoop en dan maak jy geld dwars deur daar's vrekkes in die krale wat die boere ook nou sien. Dit is nie altyd maanskyn en rose in 'n voerkraalbedryf nie. Die eerste jaar wat ons dit gedoen het, het ons, as ek dit nie mis het, 8 produsente gehad en ons het 50 bees ingeskryf. Hierdie jaar, die derde jaar, staan ons op 18 produsente met 99 bees waarvan 3 dood is. So daar is definitief 'n groei in besigheid. Nou moet die beeste hoe dit werk is, ons koop die kalvers in, sodat onmiddellik raak dit Desert Beef sin, maar dit bly op die boer se naam. So die wenkarkas bly op sy naam. Die karkas wat wen en dan die skaap werk anderster. Die boer bring die klaargevoerde skaap, bring hy abattoir toe en dan slag ons hom net. So hy rond homself af op die plaas of waar ook al hy dit wil doen. Dit voer hy self, ja. Elke jaar is daar groei, maar hierdie jaar is ons baie tevrede en dan nou volgende jaar klink dit my is daar baie meer belangstelling rondom die slagdag en so. Die boere wil ook maar kyk, hulle like ook om te sien hoe hulle beeste groei, bietjie te breek onder mekaar, myne doen beter as joune. Daar is maar altyd kompetisie wat ook 'n rol speel. Ek dink die rede hoekom Gert hulle begin het, dat hy klein begin op die plaas om te slag en later daartoe getrek toe die dinge groter geraak het vir hom. Ek dink in ons area was 'n ou soos Gert nodig om 'n bietjie kompetisie te gee in die area en omdat een slagpale ek dink 'n bietjie klein was om almal te bedien in hierdie area. So Gert het 'n groot rol gespeel om die afsetpunt vir die boere makliker te maak. En aan die ander kant, Gert is 'n verskriklike betrokke mens by die gemeenskap. Hy is oral aan die help. As daar boere daar is wat moet gedoen word, is Gert altyd daar. Enige boereorganisasie wat iets reël om te doen, Gert steek altyd sy hand uit om te help. Uitstekende diens wat hulle lewer hier. Van skaapvoerkrale, beesvoerkraal, uit die skaapslagpale, die beesslagpale. Sy afsetpunt is reg. Die boere wat in die droogtetye kan sukkel dalk om lammers af te rond, hulle bring hulle hiernatoe. Hulle hoef nie met hulle self te sukkel daar nie. Die kalvers word nou hiernatoe gebring. Hulle hoef nie te sukkel om hulle by kar en beef uit te kry nie. So ek dink vir ons gemeenskap is Gert die man en Boomplaas Abattoir 'n verskriklike 'n positiewe deel tot ons gemeenskap. Elke boer mos maar met die ras wat hy dink die beter ras is. En op hierdie dae soos vandag, wat Gert nou al die laaste 3-4 jaar vir ons doen, kom die boere bymekaar en hulle kan sien hoe elke ras groei en hoe elke ras perform uit die voerkraal uit. Aan die skaapkant bring 'n boer lammers wat hy self van die plaas af bring wat dan hier geslag word. So almal kan sien op verskillende rasse hoe reageer goed op voer en hoe presteer hulle in die kraal en dan ook van die veld af. Wat die diens aanbetref is dit baie goed. Ons kan nie kla nie. In vergelyking met ander slagpales, dat wat ons hier die ontvangs as ons diere aflaai, dink ek is Desert Beef een van ons beste slagpale wat ons het hier in Appington omgewing.
Die diens, die vriendelikheid van die mense, die personeel, laat ons is baie tevrede met hulle en dit wat hulle vir ons, wat ook gedoen word in die gemeenskap deur die eienaars van Desert Beef, sit hy baie terug in die gemeenskap van ons boere. Dit is vanjaar die derde kompetisie wat Desert Beef nou aanbied en dit is vir ons as boere 'n baie goeie aanduiding om te sien van ons produk. Veral met die kompetisie wat hulle hou, is hoe groei ons goed en hoe kompeterend dit vir ons is in die bedryf. Om te sien of ons op die regte pad is met die vleisbedryf, want dit gaan maar oor kwaliteit wat 'n ou moet lewer vir die verbruiker ook. En ek dink dit is 'n baie goeie ding, is hierdie kompetisie wat ons in deelneem. Kyk, teeling vat ons nog maar 'n tydjie, maar ons probeer, so ek sê, dit is die derde jaar wat ons nou al deelneem, ook van die begin af wat ons aan hierdie kompetisie deelneem, goed. En dit gee ons 'n goeie aanduiding. En dit wat ons doen in ons bedryf, behaal ons sukses hierso. Ons het al die eerste slagos-kompetisie het ons gewen. Met die slaglammers dieselfde, dit is die vorige 2 jare het ons altyd die slaglammer kompetisie gewen. Goed, met ander woorde, ja, ek dink as jy gaan na kwaliteit en aan jou bedryf, dit help baie. En om dan verder te gaan om 'n beter produk vir die verbruiker te lewer.